Ek groet julle. Hier is so 'n paar van die bakke, die potte wat Dina gemaak het die afgelope tyd. Hierdie ene is my favourite. Dit is 'n netjies 'n stukkie werk. Nou, hierdie is 'n houer waarin jy kan natuurlik tee hierin skink en dan weer vir mense gee. Hierdie bak, hierdie is nou nog nie geglasuur is die woord. En dan moet dit weer oontoe gaan en dit gaan oor hoë temperature en nou ja, ek gaan aan die einde, onthou my lief, onthou my aan die einde, ek wil iets sê oor die einde van die eindproses, Een ding is verseker, dat hierdie pot breek maklik, nee. Stem julle saam. My rooikat pink flaming gaan nie happy wees as ek nou hierdie pot laat val nie. So ek is baie versigtig. Ons weet hoe maklik breek koppies, enige iets wat van klei gemaak is. Nou Paulus gebruik in 2 Korintiërs 4 gebruik hy dit as 'n voorbeeld. En sy beeld is dan 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het. Nou goed, daar kom die inhoud. Baie mense sal nou hulle ringe en juweliersware in so 'n pot bære of in 'n ander soort klei potjie of so. En wanneer diewe inbreek, die diewe sê dit self, dan gaan hulle dadelik vir hierdie houers, want daar's gewoonlik kosbaarhede in, veral aan die slaapkamer, nee. En nou sê Paulus, hierin is 'n skat. Hier's 'n skat in. Ons is hierdie klei potte. Wat is hierdie skat? Wat is hierdie kosbaarhede wat in my en jou is? En dan net voor dit moet ons dan gaan kyk. Hy sê dit is die evangelie. Evangelie beteken goeie nuus, né? Jesus Christus wat mens geword het, vir ons sonde kom sterf aan die kruis, gesterf het, wat opgestaan het uit die dood. Die goeie nuus van die heerlikheid van Christus. Sigbaar. Heerlikheid is die woord doxa. Sigbare wonderlikheid van God, sy mag, sy liefde. En natuurlik, wanneer iets in 'n pot is, in 'n houer, dan wil jy tog vir ander mense dit ook wys. Jy gaan dit uithaal. Jy gaan wys. En as jy nou vrugte in een van die groot bakke sit, dan is dit tog daar vir mense om te gebruik. Is dit nie waar nie? En dan sê hy verder, Jesus Christus as die Here, die Griekse woord Kyrios. In daai tyd is die Romeinse keisers Kyrios genoem, wat beteken die besitter, die goddelike persoon, die oorwinnaar. Maar nou het die Bybel baie duidelik gekom, en dis hoekom die Christene ook so vervolg is in daardie tyd. Hulle het geweier om voor die keiser te buig, om die keiser as 'n godeseun te aanvaar. Hulle het gesê, daar is net een ware verlosser, een persoon wat ons besit en beheer, en ons behoort aan hom, Jesus Christus, ons Here. En dan sê hy, ons self is julle dienaars, die houer wat bedien. En in 'n houer bedien jy weer, in 'n keramiekbord bedien jy weer aan mense die lekker koekies of die kos of so, né? God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis. Die lig, Jesus is die lig, wat die
wat die warmte bring, die geestelike warmte, wanneer dit ijskoud in ons gees is, die lig wat in die donker skyn, dat ons kan sien wat gaan om ons aan, waar is die gevare, maar wat is die pad ook, en hy het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, weer die heerlikheid, die sigbare, wonderlikheid, mag, liefde van God, van Jesus, wat van Jesus Christus uitstraal. En ons het hierdie skat, en nog veel meer. Julle kan hier pause, die video stop, en bietjie met mekaar gesels, oor wat is die wonderlike skatte wat ons kry van God, nee. En dit is natuurlik, sy geestelike skatte, sy vergifnis, genade, oorwinning, liefde, vrede, blydskap, hoop, tyd waarin ons leef, hoop, baie belangrik, verwagting, en dan fisies ook, kos en klere, en 'n dak oor die kop, en daar is soveel wat dit nie tot hulle beskikking het nie. 'n geldjie om iets te koop, maar ook 'n geldjie om iemand anders mee te help wat baie, baie swaar kry. Maar dan hierdie skat, Jesus Christus. In jou, in my, in ons huise, is Jesus Christus teenwoordig. Hy sê, maar weet wie jy is, ons is kleipotte wat maklik breek. Onthou hier staan, maklik breek. Nie gedurig breek nie. En maklik breek sê vir my, wees versigtig, jy kan breek. In Korintiërs, op 'n plek sê Paulus, ons moet oppas, en as dit kom by versoeking, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy of sy nie val nie. Romeine 12, moenie van julleself meer dink as wat julle behoort te dink nie. Dink oor jouself in ooreenstemming met die gawes wat God jou gegee het. Nie hoogmoed nie. En om beskeie te wees in waar ons ook al beweeg in die samelewing, in ons huise, kerke, waar ook al. Ons kan maklik breek. Jesaja 40 noem ook hierdie swakheid. Hy sê vir die volk in Jesaja 40, hulle is in ballingskap in Babylonië, en dan sê hy vir hulle, die uitkoms is hier. Die skat, die kosbaarheid, uitkoms uit die ballingskap, terug na hulle land toe, herstel, bevryding. En dan sê die profeet, nee, maar, of iemand roep daar, moontlik was dit die profeet wat moedeloos was, of iemand anders, met 'n baie sterk stem wat opstaan en verwyd en sê, ja, maar ons is soos gras, wat se uitkoms? Waarvan praat jy? Gras wat verdor, blomme wat verwelk, waar is swakheid. Maar dan, die krag wat alles oortref, die Griekse woord, ek het baie al gepreek daaroor, dynamis, die krag, die dinamiese beweging van Jesus Christus uit die graf. Paulus sê in Efesiërs, ons het in ons, dis een van die kosbaarste skatte, hierdie opstandingskrag van Jesus Christus, wat jou laat opstaan, uitstyg, anastasis, die Griekse woord, laat opstaan uit moeilike omstandighede en uit sonde en geestelike dood. En ook as jy fisies sterf, dan is dit nie die einde nie, die graf, die kus is nie die einde nie, die verrassing is nie die einde nie. Dan het ons gees opgestaan tot die ewige lewe, nee, in die hemel, wat alles oortref. Wat is daar in jou en my lewe, wat ons nou dink, maar dit oortref alles? As mense na ons moet luister of kyk, sal hulle sê, dit is jou geld, jou mag, jou status, dis hierdie besittings, dis dat, jou werk. Wat oortref alles in jou lewe? En dat mense moet kan kyk en sê,
dis hierdie krag van God, hierdie dynamis, waar ons die woord dynamiet vandaan kry, né? Ek het verlede week ook daaroor gepraat, ook oor magnete gepreek het. Jesus, die krag van God. Alles wat tref, dit kom dus, hierdie krag kom van God, nie van ons nie. Ons het dit nie uitgedink nie. Ons het die geestelike skatte nie uitgedink nie. Ons het dit nie ontwerp of gemaak nie. Ons het dit net ontvang en ons sit dit in ons. Ons laat God toe, sy Heilige Gees toe, om sy skatte in ons te sit. Ons wat maar die swakhouers is, wat 'n ongelooflike voorreg, nee. Wat 'n voorreg dat die Here klein en groot, jonk en oud as houers gebruik vir sy wonderlike skatte. Nou, ons kan maklik breek op alle vlakke, liggaamlik, fisies, wat gesondheid betref, wat geldelike situasie betref, en in ons emosies, nee, in ons gedagtes wat soos klaagliedere sê, Jeremia praat daar, dan sê hy, my gedagtes draai vas, dit is gal en gif vir my, ek het gedink dit is klaar met my. In 2 Korintiërs 1 kom Paulus dan sê hy, ek wil hê dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het, ver bo ons kragte gegaan. Ons het selfs die hoop om te bly lewe laat vaar, dat het gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Miskien het jy al so gevoel. Miskien was jy al in fisiese gevaar. 'n ongeluk. Miskien is dit iets wat jy oor jouself gebring het. En dra ons die gevolge. Miskien het iemand anders dit oor ons gebring. En 'n bose mag het iemand of iets gebruik. Het kon 'n ongeluk gewees het, niemand se skuld nie. Ons weet nie hoe die dinge gebeur nie. Maar God bly in beheer. Sy krag bly in beheer. Hy laat dinge toe om hierdie pot sterker te maak. Nou noem hy hier 'n paar woorde waardeur ons gaan. O ja, ek het gepraat van verskillende dele van die lewe, vlakke van die lewe, dat die gevoelens, skuldgevoelens, angs, vrees, bekommernis, nie vrede hê nie, woede, haat, gedagtes wat op loop gaan. Ons weet nie, en hoe dit ons selfbeeld beïnvloed, negatiewe selfspraak oor onsself, sulke slegte goed sê oor ander, slegte goed sê en slegte dinge aan mense doen, sosiale in die samelewing, rasisme, diskriminasie, bedrog, geweld, misdaad en huwelike wat verbrokkel, liefdesverhoudings, gesinne wat verbrokkel. Ek werk weekliks daarmee hier in Heidelberg met my werk by die skool waar ek berading doen. En ons geestelike lewe, sonde wat ons kan vernietig. Petrus skryf in een van sy briewe, hy sê bly weg van hierdie begeertes, hierdie slegte dinge en begeertes, want dit verwoes 'n mens se lewe. Want die Satan loop rond soos 'n brullende leeu, sê Petrus, soek wie hy kan verslind, die pot breek, stukkend kap, die houer stukkend breek. Dan noem hy nou, ons word verdruk. Die Griekse woord beteken jy's in 'n noute, jy's so vasgedruk. Ek dink Paulus het ook gedink, die woord sin speel ook op 'n wedloop waar jy ingeboks word en die goeie atleet word deur ander ingeboks, dat die ander span se atleet kan wen en jy kan nie daar uitkom nie. Ek het my lewe al gesien met 'n 800 meter of 1500 wat vinnige wedlope is, en waar jy nie in verskillende bane hardloop nie. So jy begin so op 'n bondel en dan gaan jy en dan die inboks. Daardie noutes in ons lewe, nê? Wat vir ons onder wil hou. En dan sê hy, maar,
hierdie woordjie maar. Daar word verskillende woorde in die Nuwe Testament gebruik, mentoi, ten spyte van, de is ook 'n woord wat sê maar, is 'n radikale breuk, dis nie 'n punt nie, dis 'n komma. Dis 'n komma, God se sin gaan aan, God se sinne en verhaal gaan aan met my en jou, nie terneergedruk nie. Met ander woorde, jy sal nie in daai depressie bly en in daai noute bly nie. Jou gemoed sal nie gebreek word nie. Jy sal nie daaronder bly nie. God sal jou weer oplig. Ons moet dit glo ten opsigte van ons landsituasie, nê? Ons is oor raad verleë. As baie keer soveel verwarring in ons lewe, in die samelewing. Dat ons vra, maar waarheen? Waar is 'n uitkoms? Wat is 'n uitkoms? Is daar raad? Is daar goeie advies vir my? Ek weet nie wat om te besluit nie. Maar ons is nie radeloos nie. En die Griekse woord beteken, jy hoef nie in vertwyfeling te wees nie. God het 'n plan. Dis wat dit is om nie radeloos te wees nie. God het 'n plan, soos 'n legkaart met stukkies wat in mekaar pas, of 'n tapisseriewerk, en hier ontvou hierdie kunswerk voor jou. Ons word vervolg. Die Christene in daai tyd en vandag, baie dele van die wêreld, word nog steeds vervolg. Ons het nou die dag iemand hier in die kerk gehad, wat gepraat het, by 'n mannebediening groep, en wat gesê het, hulle tree in sekere lande op, maar hulle mag nie noem waar nie. Want dit stel almal se lewe in gevaar, mense wat Christene is, nie? En dan bid jy vir hierdie sendelinge, en soms weet jy nie waar hulle is nie, maar vir die veiligheid van almal, sodat die woord van Jesus kan aangaan, maar hulle is vervolg in die tyd, die Romeinse owerheid, wat in hulle gevaar gesien het, die Joodse raad, wat hulle as rebelle beskou het, vervolging wanneer daar gediskrimineer word teen Christene, daar word teen Christene, teen ons geloof, soveel slegte dinge gesê en lastering en in flieks, maar waag het byvoorbeeld om teen ander godsdienste iets te sê, dan is die hel los, nee. Dis diskriminasie teen ons. En dan die wonderlike, ons is nie verlate nie. Dit beteken nie deur mense nie, daar's altyd iemand wat by jou sal staan. Bou rondom jou 'n groep op, familie, vriende, 'n geloofsgroep, wat jou kan bystaan as dit moeilik gaan. Maar dan beteken die woord in die eerste plek, nie deur God verlaat nie, nie deur God verlaat nie, is nooit alleen nie. Dis die krag, dis die skat, kosbaarheid, die treasures wat ons het. Ons het God se Heilige Gees om ons, in ons, saam met ons, elke oomblik, om te gee wat ons nodig het, nie? Ons is op die grond neergegooi, letterlik. Het kan ook wees dat dit voel, jy het geval, jy het gevou. In jou geloofslewe, ons is nie vernietig nie. Daar is weer 'n uitkoms, daar word weer opgebou. Het mense al gekom na Dina toe, dan bring hulle 'n potte, mooi potte wat gebreek het, en dan met groot liefde en baie tyd vat dit, maak sy dit weer reg. As 'n kunsvorm van, as 'n pot gekraak het, dan gebruik Dina goud, dis regte goud, dis ontsaglik duur, wel, ok, die mense moet maar betaal vir dit, hulle noem dit kintsugi, né? Sy knik haar kop, ja, sien, ek is 'n goeie leerling, ek onthou, kintsugi, en dis nou nie om in die klas vir die kinders te vra, weet julle wat is kintsugi? En dan sê die ouetjie, kintsugi moeilikheid met Barbie nie. Nee, dis nie dit nie, hoor. Goud. Joint with gold. En ek dink geestelik is dit wat God se gees doen, wat God doen. Waar die kraag gekom, daar join hy met gold. Goddelike goud en krag
en gooi ons weer aan mekaar. En kry jy 'n unieke karakter. Jesus dra die goue kensuki-letsels van sy wonde aan die kruis. Nog steeds daar waar hy in die hemel is, né? Nog steeds daar waar hy in die hemel is. Praat dan van Jesus, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam. Jesus het gekom, hy het mens geword, omdat 'n volmaakte mens moet sterf vir ons sonde. Hy was nie 'n sondaar op aarde nie, hy het nie sonde gedoen nie, maar hy het ook weer kom wys, dit is menswees. Ons sal lyding hê, ons sal swaar kry hê. Maar, ook die lewe van Jesus sigbaar kan word, en as ons terug, wat ek gesê het oor daai heerlikheid, doxa, sigbare wonderlikheid, krag, liefde, wat ook al van God, dat dit wat binne in die houers is, sigbaar word, dat dit ons sigbaar sal wees. Wat help dit? Dina maak hierdie pragtige pot, dit het 'n ereplek hier in die huis, mense koop potte, maak potte, hulle gaan steek dit nie weg nie, hulle plaas dit op 'n plek waar mense kan kom en kan bewonder. Ek sê, wow, wie het dit gemaak? En dan kan ons in ons lewe sê, ons skepper God, die groot pottebakker, het ons gemaak. En ons dra sy skatte. Ek wil afsluit wat ek aan die begin na verwys het. Hierdie moet nog deur 'n proses gaan, geglasuur word. Hierdie is gebak. Kyk, daai klei is maar swak, hoor. As dit nat reën of wat ook al, as dit verby, dit is gebak, nou het dit darm al redelik krag, en soos dit deur die vuur gaan, so bou die krag en die sterkte op. In die Bybel wat dan noem die vuur van sy Heilige Gees, wat ons skoon maak, maar wat ons ook louter, maar wat bydra tot om sterker en sterker te word. Mag ons waardige houers, die Engelse praat van wessels, houers wees, om God se skatte te dra en uit te deel. Amen.